Een van die eerste dinge wat 'n mens gewoonlik in 'n speletjieskamer by 'n ATKV-oord of soortgelyke oord in Suid-Afrika aantref, is 'n tafeltennistafel, rakette en 'n klein plastiek balletjie. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand liewe kykers. Baie welkom by nog 'n aflewering van Kom Speel Saam. Ek is Marissa Smith en vandag staan ek hier gereed vir julle met 'n tafeltennisraket in die hand, want ons gaan 'n bietjie pingpong speel. Maar eerste dinge eerste, baie geluk aan die Springbokke met nog 'n rugby kampioenskap titel. Dit is met die opgewondenheid van 'n graad 1 wat nie kan wag vir sy eerste dag van skool, dat ek moet sê, ek kan nie wag vir die einde van die jaar se toer nie. Maar vir nou, sterkte met die URC en geniet wat julle doen. Ons hou julle dop en baie van die spanne kry hulle bokke terug, so ek dink die uitslae gaan bitter interessant wees. In netbalnuus, Jenny van Dijk se Proteas het 'n baie goeie eerste toets teen Australië gehad. Australië is natuurlik nommer 1 in die wêreld en ons speelsters het baie goed gedoen. Dit was werklik waar 'n baie goeie stryd gewees. Tog het dit vir my soms gevoel asof hulle bietjie sukkel om vinnig genoeg te release, om vinnig genoeg die bal weg te kry. Maar soos ek sê, baie verbetering van die eerste toets wat hulle teen Nieu-Seeland hierdie jaar gespeel het. So baie geluk, dames. Hou so aan, ons kan nie wag om te sien wat gebeur in Woensdag 8 Oktober se tweede toets teen Australië nie. Amper sê ek môre, maar ek weet nou nie wanneer kyk julle die video nie. So hierdie toets sal uitgesaai word op SuperSport of later kan julle dit dan op Catch-up kyk, maar ons hou baie duim vas vir hulle. En dan met die vroue cricket wêreldbeker lekker aan die gang, moet ons net gaga stil staan by Tasman Brits. Sy het die naweek die eerste vroue cricketspeler ooit geword, wat daarin kon slaag om 5 eendag honderdtalle in 1 kalenderjaar aan te teken. In die wedstryd waar die Proteas lekker die Nieu-Seelanders geklop het, het sy 101 van 89 balle aangeteken. Baie geluk. Sy was dan natuurlik ook die speler van die wedstryd en ons kan nie wag vir die volgende wedstryd in hierdie wêreldbeker nie. En dan, na aanleiding van ons fokus op bergfietsry verlede week, het die hoërskole se MTB kampioenskappe die afgelope naweek plaasgevind. Wel by Piet Retief in Mpumalanga en nie, soos wat hulle aanvanklik gesê het, by Michael House in KwaZulu-Natal nie. Hoe dit ook al sê, een van die uitslae wat werklik uitgestaan het, was die van 'n 14-jarige dogter van Afrikaans Hoër Meisieskool en haar naam is Amelie Moelman. Sy het 'n 3de plek in die land behaal en is ook gekroon as die beste fietsryer in Gauteng. Baie geluk aan Amelie en haar skool. En dan, net voordat ons afslaan, kan ek uiteindelik aankondig wie die Tshwane Laerskool sagtebal kampioene vir 2025 is. En dit is Laerskool Tygerpoort. Na 'n werklike naalbytstryd teen Laerskool Valeria, het Tygerpoort 4-3 gewen. Baie geluk aan die speelsters, aan die afrigters, aan die tellinghouers. Ek weet hoe ernstig vat Valeria hulle sagtebal en hoe ernstig vat Tygerpoort hulle sagtebal. So dit was weliswaar 'n wedstryd om te onthou. Die hoërskole speel na afloop van die vakansie in hulle semifinale en dan sal ons weer oor hulle bietjie verslag doen. Nou ons fokussport uiteindelik is tafeltennis of dan nou sommer net doeteenvoudig pingpong, waar daar 2 of 4 spelers 'n ligte klein plastiekballetjie vir mekaar heen en weer slaan met rakette. Hierdie spel vind plaas op 'n harde tafel wat deur 'n laannet in 2 helftes gedeel word. Die spelers moet natuurlik sorg dat die bal wat in sy rigting gespeel word slegs 1 keer hop op sy eie helfte van die tafel en dan moet die bal teruggespeel word sodat die bal in die helfte van die opponent hop. Punte word toegeken wanneer 'n speler misluk om die bal terug te speel binne die reëls en net 'n kantnota, daardie reëls kan soms lekker gebuig word, veral met hierdie informele familiewedstryde met sagtebal. Kyk, in ons gesin is ons gaga om net seker te maak weer van die reëls. Die spel is baie vinnig en dit verwag ook 'n baie vinnige reaksietyd.
'n vaardige speler kan op verskeie vlakke die draai van die bal, amper 'n bietjie manipuleer, amper soos wat mense nou sal sê in tennis 'n topspin opsit, en dit kan die traject van die bal beïnvloed, en sodoende die opponent se terugspeel opsies 'n bietjie minder maak. Nou hierdie sport word gereguleer deur die Internasionale Tafeltennisfederasie, en die federasie is reeds in 1926 gestig. Sedert 1988 het tafeltennis Olimpiese spele status, en dit het aanvanklik 4 items ingesluit. Nou, tussen 1998 en 2004 het hulle wel 'n bietjie daaraan geskaaf, en die items wat aanvanklik deel gevorm het van die Olimpiese spele, was dan die mans en dames enkelspel, en dan die mans en dames dubbelspel. Maar, sedert 2008 se Olimpiese spele, is die dubbelspel vervang met 'n span item. So jy kan dan as man en vrou kan dan 'n gemengde dubbels speel. So die huidige Olimpiese kampioene is Shen Meng, sy is die dameskampioen, en Fan Zhendong, hy is die manskampioen. Hulle is beide van China. Ook is die gemengde dubbelspel deur China by die 2024 Olimpiese spele in Parys gewen. So in China speel hulle behoorlik pingpong. Ek wonder of dit nie dalk is waar die pingpong ding vandaan kom nie. Maar as ons 'n bietjie verder gaan kyk na waar die sport ontstaan het, dan was dit vir my nogal interessant om te lees dat dit in Engeland ontstaan het as 'n ligte tydverdryf na ete vir die aristokratiese Victoriane in die 1880s. So tennis is in 'n binnehuise omgewing genaaap, en hulle het gewoonlik huishoudelike items gebruik om te dien as toerusting. So hulle sou 'n ry boeke gepak het as 'n net, en hulle sou die kurk van 'n champagnebottel gebruik het as die bal. So mens trap nooit die prop plat nie, mens kan hom altyd weer gebruik, en dan die deksel van 'n sigaarhouer het hulle gebruik as 'n raket. Eers later het tafeltennis in Europa, die Verenigde State van Amerika en in Japan sy moderne vorm ontwikkel, en die spel het so gevorm soos wat ons hom nou vandag leer ken het. Nou die huidige internasionale reëls vir tafeltennis spesifiseer 'n paar belangrike dinge sodat die spel gespeel word op 'n regverdige manier. Die balletjie is 'n 2,7 gram balletjie en sy deursnee is 40 mm. Nou op 'n stadium was die deursnee slegs 38 mm gewees, maar dit het die bal ontsettend vinnig gemaak. So hulle het na afloop van die 2000 Olimpiese spele die balletjie ietwat swaarder gemaak deur die deursnee te vergroot na 40 mm. Die kleur van die bal word dan ook bepaal deur die kleur van die tafel waarop te gespeel word. Is eintlik maar logies. 'n Wit balletjie staan baie beter uit op 'n groen of 'n blou tafel as op 'n grys tafel. Interessant wel is dat 'n regte tafeltennisballetjie het sterretjies op. En die hoeveelheid sterretjies dui dan nou die kwaliteit van die balletjie aan. Mens kan nou 1 ster, 2 ster en 'n 3 ster balletjie kry, en die 3 ster balletjies is die balletjies waarmee dan toernooie gespeel word. So daar's nie 'n 5 ster nie, is slegs tot by 'n 3 ster. Die tafel het ook spesifikasies. Dit is nie sommer net 'n tuisgemaakte tafel soos wat baie van ons doen, waar ons net 'n net gaan koop en hom aanhaak aan die tafel nie. 'n Werklike opregte tafeltennistafel is 9 voet lank, of dan nou 2,74 meter, en 5 voet breed, met ander woorde 1,52 meter breed. Die tafel is ook 76 cm hoog, met 'n masonietvlak, en dit is maar basies 'n harde blad, en hy word bedek deur 'n lae wrywing laagie. Nou dit is vanselfsprekend, omdat die bal so vinnig speel, moet die wrywing bietjie beperk word, anders dink ek gaan jy jou lekker self skok. Die tafel of speeloppervlak is dan natuurlik verdeel in 2 helftes, en die net is ongeveer 15,25 cm hoog. En soos ons gesê het, die kleur van die tafel is gewoonlik maar groen of blou, afhangende van die toernooi, en die balletjie is gewoonlik wit. Nou die spelers kry dan nou hierdie houtraket. Nou soms sal iemand hom 'n spaan ook noem, maar die amptelike term is raket, en die raket het 'n rubberlaag aan een of beide kante, afhangende van die manier waarop die speler die raket vashou. En dan
hoe kry ons nou punte? Nou, die wenner is die speler wat eerste 11 punte of meer kan aanteken wanneer hy voorloop met 2 punte. Die spelers ruil afslaane met elke 2 punte en wanneer dit 10 elk is, ruil die afslaan met elke punt. Die wenner is dan die ene wat die voorsprong van 2 punte kry. Nou, aanvanklik was die wedstryde 21 punte lank, maar die wedstryde het nou 11 punt wedstryde het verander in 2001. En dit het ook gemaak dat 'n mens bietjie meer wedstryde kon inpas, die spel kon bietjie vinniger vloei en dan by toernooie kon daar baie meer gedoen word, want 'n tafeltenniswedstryd kan werklik lank aanhou. Nou alle wedstryde wat op nasionale en internasionale toernooie gespeel word dan nou met ander woorde tot en met 11 punte gespeel. En dit kan dan in 5 stelle gespeel word vir die uitkloprondes, maar die finale kan tot en met 7 stelle gespeel word om dan nou uiteindelik die wenners te bepaal. Die mense wat tafeltennis speel is ons vreeslik passievol. So ek dink dit is nogal kan nogal elektries raak en ek het al gesien wanneer mense met die Olimpiese spele na tafeltennis kyk, dit is regtig waar baie opwindend. Nou, kom ons kyk na 'n paar maniere hoe 'n mens kan punte aanteken. En ek gaan nie almal lees nie, daar's regtig waar baie, maar kom ons kyk na 'n paar van die mees algemeenes. Nou, wanneer die bal meer as 1 keer in 1/11 van die tafel hop, kry die opponent 'n punt. Deur die bal toe te laat om aan enigiets anderster as die raket te raak, kry die opponent 'n punt. Deur die bal nie in die opponent se helfte te laat hop nie, en die terugspeel is dan dus ongeldig, dan kry die ou punt. Intussen het ek ook gaan lees dat sal jy 'n poging aanwend om wel die bal terug te speel, dan verbeur jy daardie punt. Dan kan jy opponente punt kry deur die hand wat nie aan die raket vashou nie op die tafel te plaas. So jy mag nie op enige tydstip aan die tafel eintlik raak nie. Nog enetjie, deur die bal teen die net vas te slaan tydens 'n afslaan sodat dit nie in die opponent se helfte hop nie. Of deur die bal so af te slaan dat dit nie enigsins raak ergens aan die tafel nie. Dan natuurlik ook kan die opponente punt kry deur die net aan te raak met 'n raket of enige liggaamsdeel, deur 'n vlughou te speel en dan laastens as die bal buite die speelveld hop, as dit byvoorbeeld ook aan 'n muur of 'n plafon raak of aan die opponent fisies self, dan kan daardie opponent die punte kry. Nou, vat 'n wille raai, hoeveel mense in die wêreld speel tafeltennis? Dit is 'n ronde 300 miljoen mense is amptelik lief vir tafeltennis. Nogal 'n lekker sport. Ek dink is omdat die sport, en ons gaan nou sien wanneer ons na die skole kyk wat dit speel. Dit is so 'n toeganklike sport en soos ek sê, dit is by elke liewe speletjies kamer by een of ander oord in Suid-Afrika, wat nog te sê reg oor die wêreld. Nou, dit is dan nou daarom geen wonder dat verskeie hoërskole, veral hier in Pretoria, ook in die res van die land, wel tafeltennis as 'n amptelike sport aanbied nie. Omdat dit so toeganklik is en dit is pret, terwyl dit hand-oog-koördinasie en refleks en konsentrasie ontwikkel, is dit net 'n maklike sport om mee deel te neem, of aan deel te neem. So dit bied 'n geleentheid vir leerders om deel te neem, ongeag hulle vlak van ervaring. Hulle kan deel wees van 'n sosiale en ondersteunende omgewing. En al is dit nie die grootste sportsoort by 'n skool nie, voel die kinders inklusief en hulle voel betrokke. En sommige skole sal aan ligas deelneem en by ander skole het hulle 'n saak met die ligas. Dit gaan absoluut vir hulle oor die ontspanning en vaardigheidsontwikkeling wat nogal verblywend is. So waarom is daar dan 'n skole wat tafeltennis aanbied? Nou daar is 5 hoofpunte. Eerstens is dit die vaardigheidsontwikkeling. Hand-oog-koördinasie, reflekse, konsentrasie, selfs 'n bietjie strategiese denke, waar wil jy die balletjie plaas? So dis definitief een van die eerste belangrikste punte. 'n Tweede belangrike punt is die toeganklikheid. Soos wat ons reeds genoem het, leerders van enige ouderdom, van verskillende vlakke kan tafeltennis speel. As ek nou net dink, my klein dogtertjie kan kliphard ook probeer tafeltennis speel, maar dit gaan natuurlik nou vir haar dalk 'n bietjie langer vat om te leer
as van my ander ouer kinders. Maar ja, so die toeganklikheid is baie belangrik. Dan is daar natuurlik dan die fisiese voordele, want dit is 'n gesonde manier en 'n lekker manier om aktief te bly. Veral as mense dit gereeld doen en jy raak al hoe beter, dan beweeg 'n mens al hoe vinniger om die tafel. Die sosiale aspek, ek dink dit is in vandag se tyd baie belangrik, die sosiale aspek. Dis nie iemand op hulle foon nie. Jy is nie besig met 'n skerm nie, jy is besig met fisiese interaksie met iemand anderster, ek wil amper sê met 'n regte lewendige mens interaksie, en dit is vir my baie gesond. En dan die laaste ene, soos ek ook genoem het, die inklusiewe omgewing. Dit is veral by dogters nogal nuttig, want nie alle dogters hou van kompeterende sportsoorte nie, en baie van die dogters hou ook nie van fisieke sporte wat jy nou kontak kry, soos met ander woorde hokkie of selfs netbal nie. So dit is werklik waar vir hulle 'n lekker sport om aan deel te neem. So die hoërskole het skolespanne, en van die skolespanne sal dan nou in liga speel, maar ook verskeie tafeltennisklubs het klinieke waar 'n mens kan gaan tafeltennis speel. So reg oor Suid-Afrika, of jy nou in 'n klein dorpie is, ek wil amper sê as daar 'n golfbaan is, 'n tennisbaan is, dan is daar ergens ook 'n tafeltennistafel, en is werklik waar toeganklik vir almal. Nou, weer eens, wat kan jy verwag as jy nou besluit om tafeltennis te gaan speel? Jy kan definitief pret en ontspanning verwag, baie lag, ken jou reëls, dan kan jy lekker op die tegniese punte stry, en dan prestasie. Natuurlik is daar prestasie aangebonde. Ons het net nou gesê, tafeltennis is 'n Olimpiese sport, so prestasie is absoluut daar, en dan die gemeenskap, om betrokke te wees by 'n gemeenskap. Dit help maats om vriende te maak en op hulle selfvertroue te bou. So tafeltennis oor die algemeen het werklik baie positiewe rolle te speel, veral vir kinders natuurlik ook. So wanneer ons kyk na 'n paar skole wat tafeltennis aanbied, is dit vir my eintlik opvallend dat sekere skole tafeltennis het, wat al hierdie ander interessante sporte ook het. En ek dink dit is die voorreg daarvan om in so 'n groot skool te wees. Maar ek het ook afgekom op skole wat baie kleiner is, wat ook tafeltennis aanbied, so dit is natuurlik nie noodwendige voldonge feit, as jy 'n groot skool is, dat jy al die geleenthede skep nie. Daar is kleiner skole wat dit ook doen. So kom ons kyk gou-gou. 'n Skool soos Afrikaans Oor Meisieskool in Pretoria bied tafeltennis aan. Dis by verre nie hulle grootste sportsoort nie, maar hierdie sosiale sport is ideaal vir leerders van alle vlakke. So hulle moedig dit aan. Hulle neem nie eers in die A-liga deel nie. Hulle het 2 spanne in die B en die C-liga, en omdat die deelname vir hulle so belangrik is, moedig hulle die dogters aan om te kom, al is hulle nie in die span nie. Die ontwikkeling van hulle hand-oog-koördinasie en reflekse is belangrik. En dan natuurlik die kameradie, as jy deel is van 'n span, as jy deel van 'n span, dit bou selfvertroue, en hierdie dogters geniet hierdie sport, sonder daardie erge druk van 'n netbal of 'n hokkiespan. Nou, die tafeltennisseisoen strek ongeveer oor die eerste 3 kwartale van die jaar. Hulle begin gewoonlik in Februarie oefen, en dan is die liga-wedstryde in die 2de kwartaal, met ander woorde tussen April en Junie, en dan is daar baie kere in die 3de kwartaal tot en met omtrent Oktober, is daar vriendskaplike wedstryde, so dis nie altyd net kompetisie gedrewe nie. Nou Affies, of Afrikaans Oor Meisieskool, hulle neem onder Gauteng Noord se tafeltennis raad deel, en Gauteng Noord tafeltennis vorm dan 'n deel van die Suid-Afrikaanse Tafeltennisbond. En so dit is 'n gestruktureerde organisasie. Nou ook in Pretoria, skool wie se prestasies baie mooi uitstaan in tafeltennis is die Hoërskool Oos-Moed. Nou, net gou-gou, waar is die Moed? Die Moed is 'n plek in jou hart. So as jy ooit op die kaart gaan soek, gaan kyk eers in jou hart. Nou, Hoërskool Oos-Moed se eerste span speel in die A-liga, en hulle tweede span speel in die B-liga. Elkeen van hierdie spanne bestaan uit 9 leerders, wat beide dan nou seuns en dogters insluit. Dit is 'n gemengde skool, en hulle het ook die beleid dat al is jy nie amptelik in die span nie, moet jy asseblief nie kom ophou oefen nie, want hulle glo in diepte, en elke leerder 'n kans verdien om hulle potensiaal te bereik en hulle talente te ontwikkel. So dit is eintlik nogal regtig baie mooi vir my. Nou in hulle 2024 seisoen het hulle eerste spanne uitmuntende seisoen beleef, en hulle was onoorwonde tot en met die finaal.
Hulle het toe as naaswenners uit die stryd getree en die tweede agtereenvolgende jaar was hulle tweede in die A-liga. Hulle tweede span het baie kompeterend in die B-liga deelgeneem en 'n 7de plek uit 13 skole. So Oosmoed speel regtig baie lekker tafeltennis. Paar individuele erkennings wat ons van Oosmoed kan uitlig, is daar was 2 dogters verlede jaar in die Gauteng Noord provinsie se span opgeneem. En Madelies Leroux, sy was graad 12 verlede jaar, en Kylie Willemse in graad 8 was in die Noord-Gauteng span gewees. Nou, Madelies het toe 'n silwermedalje op die Suid-Afrikaanse kampioenskappe gewen en sy was dan op daardie stadium onder 19 gewees. Nou, by Afrikaanser Seunskool speel hulle al sedert 1960 tafeltennis. So, weer eens, hulle seisoene val presies soos die dogtersinne, basies die tweede en die derde kwartaal, en hulle skep verskeie geleenthede tot deelname. So, Affie speel teen skole, soos byvoorbeeld die meisies, Afrikaanser Meisieskool, Hoërskool Swartkop, Hoërskool Oosmoed, Hoërskool Wonderboom, die Pretoria se Chinese skool, want ons nou gesien, die Chinese is baie ernstig oor hulle tafeltennis, Hoërskool John Foster, HTS Tuine, Hoërskool Oeverkruin, selfs Boys High en Hoërskool Gert Marits speel tafeltennis, so seuns hoër speel teen al hierdie skole ook. En dan, wat lekker ook is vir die seuns by seuns hoër, is wanneer die groot derby daar teen Grey College gespeel word in Bloemfontein, of teen Maritzburg College in Pietermaritzburg, dan is daar ook tafeltennis. So hulle toer saam, net soos die myn konyne van die rugby en die hokkiespanne. Nog 'n skool wat eintlik onlangs tafeltennis mee begin het, in Pretoria is Hoërskool Montana. Hulle het tans so ongeveer 50 leerders wat tafeltennis oefen, en hulle onderwyser wat hulle tafeltennis organiseer is self 'n Noord-Gauteng speler, sy naam is Dani Olivier. So hulle weet, dit is 'n nuwe sport by hulle. Op hierdie stadium is hulle fokus om vir die ligas te kwalifiseer, sodat hulle by 'n liga kan inskakel. So ons hou duim vas vir hulle, dat hulle dit binnekort ook daarin sal kan slaag, om dan amptelik aan die ligas deel te neem. Dan by die bekende Hoërskool Waterkloof, is tafeltennis al so 8 jaar oud. Nou wat hulle spesiaal maak, is hulle afrigters wat hulle het. Nou onder andere, hulle A en B span afrigter, sy naam is meneer Jawed Zinaldien. Nou ek hoop ek sê sy naam reg, dit is 'n Syriese man, en hy het ook vir die Syriese nasionale span gespeel, maar sy broer, meneer Omar Zinaldien, is tans een van die top Suid-Afrikaanse afrigters in die land. So Hoërskool Waterkloof het werklik waar 'n groot voordeel om hierdie goeie ervare tafeltennis speler in meneer Jawed Zinaldien te hê, en ek glo dat mense dit baie vinnig in hulle spanne se prestasies ook gaan sien. Ander skole in Pretoria wat aktief tafeltennis deelneem, is dan ook soos die Hoërskool Wilgers, Hoërskool Oeverkruin, reeds genoem Hoërskool John Foster en Gerrit Marits. In Johannesburg is dit maar eintlik net Hoërskool Randburg wat as Afrikaanse skool deelneem aan tafeltennis. Dis speel hulle in 'n Engelse liga. Hoërskool Randburg het 'n bo 15 en 'n onder 15 span, en hulle speel dan nou saam met skole soos Jeppy Boys, Kes, Radley College en Yesiva College. In KwaZulu-Natal is tafeltennis net so gewild, en hulle het verskeie sportklubs, onder andere die Titan Sportklub in Pietermaritzburg en die Daybreakers Table Tennis Club in Chatsworth. Nou hierdie provinsie het nogal baie al die provinsiale kampioenskappe aangebied. En in 2023, en dit is nou die ding van hierdie kleiner sporte, ek bedoel, niemand van ons het in 2023 gefokus op tafeltennis nie, want ons was gefokus op die Springbokke wat rugby speel. Maar Durban het die eer gehad om die Prestige ITTF Wêreld Tafeltennis Kampioenskappe in 2023 aan te bied. En hulle is werklik waar trots gewees daarop, en dit was ook die gebeurtenis wat die groeiende profiel van tafeltennis in KwaZulu-Natal en Suid-Afrika beklemtoon het. Nou skole in die Vrystaat, soos Grey College en ook Hoërskool Sentraal in Bloemfontein, hulle speel ook tafeltennis, want dis hoekom ek gesê die seuns en Grey speel dan teen mekaar tafeltennis, seuns hoër en Grey. En dan ook in die Weskaap,
En dit is nou hier waar ek gesien het dat kleiner skole soos in Woester en in Riversdal baie van tafeltennis hou. 'n Skool soos Hoërskool Stellenberg in Bellville speel ook kompeterend tafeltennis, maar dit was definitief onder die kleiner skole in die Weskaap waar tafeltennis werklik gespeel word. Nou, ons bure in Namibië neem ook aan tafeltennis deel en spesifiek dan nou het daar baie ontwikkeling die laaste ruk plaasgevind op hulle skole vlak met tafeltennis. So die Namibiese tafeltennisvereniging het sy 5de Aristec Asset Management en Simonis Storm toernooi vir skole by Wanderers in Pionierspark aangebied. Die 50 juniors het in verskillende ouderdomme vanaf onder 11 tot onder 19 deelgeneem. So daar was 50, is nog min, maar om te dink, hierdie tafeltennis is besig om te groei. Daar was onder die inskrywings was 31 seuns en dan nou 19 dogters gewees. En die 2 kinders wat gewen het op die ou end, Kaiden Bosman, hy het beide die dubbelgoud en vir onder 17 en onder 19 groepe gewen. En Kaidens Farmer, die meisie, sy het ook beide onder 17 onder 19 groepe gewen. Hulle is nie daai amptelike ouderdom nie, hulle is jonger. So daar is definitief ook baie ontwikkeling in Namibië aan die gang ten opsigte van tafeltennis. Nou, ek moet sê, ek hou self van 'n potjie tafeltennis en dit het al vir ure se vermaak op ons stoep veroorsaak, of wanneer dit reën by 'n vakansieoord, dan staan die mense mos net maar tou om tafeltennis te speel. Nou, dan ons gebruikelike vreemde sport. Natuurlik sou hierdie sportsoort in Australië ontstaan het, waar soveel mense met skape boer. Terwyl die boere daar deel van hulle dagse werk met skape werk, is daar mense wat 'n sport gemaak het met die naam skape tel. Dit werk so, ongeveer 400 skape word uit 'n hok losgelaat en 10 deelnemers moet dan die skape tel terwyl hulle vinnig verby beweeg. My persoonlike opinie is natuurlik dat 'n skaapjob op die vuur 'n lekkerder sport is as om skape te tel. Maar dit was dan nou ons laaste afslaan vir hierdie episode. Dankie vir die saamspeel. Ons maak gou weer so en geniet julle.